Hallo daar, en baie welkom vir jou met ons studie van die boek Hebreërs. Ons Bybelskool is 'n stadig stap met Bybelboeke, waar ons regtig probeer om so diep as moontlik te delf en iets van die skat van wat die skrywers bedoel het in daai tyd, in hulle konteks, maar ook vir wat dit beteken in vandag se wêreld, probeer ons ontsluit. So baie dankie dat jy saam met ons reis. Ek wil vir jou van harte sê welkom. As dit jou eerste keer is dat jy by ons inskakel, al die notas wat hier voor my is, stuur ek uit vir die wat vra daarvoor. Ek plaas hulle op 'n verspreidingslys of ek doen dit 1 tot 1 en ek stuur vir jou hierdie notas. Want hier is 'n geweldige klomp voetnotas in elkeen van hierdie hoofstukke van hierdie merkwaardige boek wat ek weet vir jou van soveel waarde sal wees. En as jy dit het, dan kan jy elke keer weer terug daarna verwys. Want die lekker van hierdie studie en sy ritme is dat dit 1 keer per week gebeur. En dit laat dus toe dat tussen die kyk van hierdie video en die volgende een is daar tyd waarin jy deur die notas kan werk en dit regtig kan verdiep in jou wese, sodat jy daaroor kan dink, want uiteindelik is hierdie nie 'n oordrag van inligting nie. Dit is sodat ek en jy al hoe meer kan verander na die beeld van Christus toe. So daarom van harte baie welkom. Hebreërs is en was nog altyd deur die eeue heen 'n geweldige, komplekse, intense boek. Sommige beskryf dit as die moeilikste boek in die Nuwe Testament. Ek is van mening dat dit dalk een van die moeilikste boeke in die Bybel is, omdat dit so ryk is en daarom so ons aandag verg. En ons gaan, as die Here wil, dit week vir week, vers vir vers hanteer. So ons gaan stadig stap. Daarom kom ons stap geduldig saam en ons bid die Here se seën nog toe hierop. Ek wil graag vir jou, voordat ek bid, R.C. Sproul se aanhaling lees. Hy sê, "If I were cast into prison and allowed but one book, it would be the Bible. If I were allowed only one book of the Bible, it would be the Epistle of the Hebrews, because it contains our most comprehensive discussion of the redemption wrought for us in the sacrifice of Jesus." Ons bid. Here Jesus, hierdie is 'n geweldige voorreg. Dis 'n voorreg om met u woord besig te wees. Dis 'n voorreg om dit te oordink. Dis 'n voorreg om u leiding vanuit die woord te beleef, Heilige Gees, dat u ons inspireer, dat u ons lei, dat u ons denke verhelder. Vader, so bitter dankie dat ons vanuit u woord ook die groter as van u seun kan ontdek en kan sien, en juis ook u verlossingsplan vir die wêreld in diepte kan beleef. Geef ons asseblief ook vandag dit wat ons vandag nodig het van u. Kom doen wat net u kan. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Hebreërs word geskryf ergens en dit word gedateer tussen 60 en 96 na Christus. Hoekom so 'n wye datering? Wel, die vervolging van die gelowiges begin by tye van keiser Nero. Dit kry sy hoogbloei in die tyd van keiser Domitianus. Domitianus is eers van 81 af, het hy op die toneel verskyn. Ons weet die tempel het geval in 64 na Christus, en ons weet ook dat Clemens van Rome haal die Hebreërsbrief aan in sy eie teks van 96 na Christus. Daarom is die datering ergens tussen middel 60s en net voor die 90s na Christus is die datering van hierdie teks. Dis 'n tyd van geweldige onderdrukking en vervolging en 'n baie diep besorgdheid by die skrywer van die Hebreërbrief oor die vervallendheid wat moontlik is onder die gelowiges, naamlik dat hierdie vervolging, hierdie druk, hierdie geweldige slegte omstandighede wat hulle beleef, kan maak dat hulle rug sou draai op die evangelie en sou terugkeer na hulle Joodse wortels. En hoekom ek dit sê is, want daar word so baie van die Joodse beelde gebruik in die beskrywing van Christus se verlossingswerk en van die grootheid van wat hy kom doen het, ook in die Hebreërbrief. So dis beelde wat vir sy Joodse lesers baie bekend sou wees. Dis deel van hulle storie. En daarom kom wys die Hebreërbrief konstant die hele tyd op wie Christus is en waarom jy nie hom moet versaak nie, waarom jy nie hom moet verlaat nie, want dit wat hy gedoen het is soveel groter as alles wat agter dit lê. Daarom as ek die Hebreërbrief sou opsom, sou ek kon sê, Jesus die groter as, en hoekom jy jou oë op hom moet hou. Maar kom ons lees, hoofstuk 1 van vers 1. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete.
So dis 'n terugkyk om te sê hoe God gepraat het en dat daar profete was. Maar nou, in hierdie laaste dae, nou dis 'n baie belangrike term, want laaste dae dui op die Yom Yahweh. En die Yom Yahweh is die ingryping, God se reddingstyd. En die laaste dae breek aan met Jesus se koms. So baie word gepraat oor ons leef nou in die laaste dae. Al die Hebreërbrief maak dit sommer duidelik vanaf die intrapslag dat die laaste dae breek aan by Jesus se geboorte. Vanaf sy koms is ons in die laaste dae. Nou in die laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. Nou hier's 'n eerste belangrike verwysing vir jou en my wat jy daar 'n aantekening van sal kan maak. In die verlede het hy gepraat deur die profete. Nou praat hy deur die Seun. Sien, Jesus is nie maar net nog 'n profeet nie. Soos wat dit ook in die Islam probeer om hom so uit te beeld nie. Nee, Jesus is die Seun. En as die Vader deur sy Seun praat, hoor jy iets anders van die Vader. Daarom Johannes 14, wanneer Jesus sê, wie my sien, sien die Vader, as hy dan met Filippus en die ander ook praat. So Jesus kom wys dit, en Jesus se eerste groter as teken in die Hebreërbrief, is dat hy groter as die profete, wat so deel is van hulle verlede. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Hier is 'n baie belangrike beskrywing hiervan. Een, dat Jesus die een is deur wie die wêreld geskep is. Wel dit strook met Johannes 1 in die proloog, Johannes 1 vers 1 tot 18, dat deur hom is alles geskep. Wel Hebreërs 1 bevestig dit. So as God deur hom alles geskep het, beteken dit Jesus was voor alles daar. Voorrang in tyd is voorrang in status. So God wat deur Jesus kom praat het, wys juist daardeur dat Jesus anders is as enige ander, want hy's buite tyd. Hy's voor die tyd daar en daarom is hy voor my in status. Tweede belangrike, dat hy erfgenaam van alles gemaak is. Nou, 'n testament in die Bybelse tyd is met 7 seels geseël, voordat dit gelees sou wees, om seker te maak dat dit bewaar word, en seker gemaak word dat wanneer dit gelees moet word, ten tye van die testament se bekendstelling, dat mense weet dat daar nie daarin gepeter is nie. 7 seels. Gaan lees bietjie Openbaring, en jy sal sien daar 7 seels. En die vraag is, wie is waardig om hierdie boekrol oop te maak? En dan hoor ons is die leeu uit die stam van Juda, wat natuurlik Jesus is. Hierdie leeu is 'n lam. Jesus so die groter as. Gaan lees gerus Kolossense 1 vers 15 tot 20, wat ook die voorrang van die Seun beskryf, Jesus se grootheid beskryf, en ook beskryf dat hy die rede is vir die skepping. Alles beweeg na hom toe. Alles vind hulle betekenis in hom, en daarom het hy ook die vrede vir alles herstel in hom. Christus die groter as. Vers 3. Ek jou mal, voel jou al hier binne? Dis net 2 verse, né? Nou vers 3. Uit hom, dis Jesus, ons straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hierdie heerlikheid beskryf Johannes 1 vers 14 is vol genade en waarheid. Die heerlikheid van God wat deur Jesus skyn. Dit beteken Jesus is dan nie 'n engel nie. Jesus is dan nie net 'n gewone mens nie, en Jesus is nie 'n profeet nie. Jesus is gans anders. Hy straal die heerlikheid van God uit. Hy is die ewebeeld van die wese van God. Daarom Johannes 14, die my sien die Vader. Gaan kyk bietjie gerus vers 9. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Romeine 8 vers 34 sê, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Geen engel sal 'n plek van verheerliking inneem nie. Geen mens sal 'n plek van verheerliking inneem nie. Net die Seun is waardig om langs die Vader plek in te neem. Aan sy regterhand, die Hebreëus daarvoor is Benjamin, seun van my regterhand. Jesus gaan neem daai plek in. Plek van gesag, plek van autoriteit, wat net aan hom behoort. Hierdie magswoord van Jesus, wat hy alles in stand hou, sê dat hy 'n naam bo alle name, sê Filippense 2, sê dat niemand sal julle uit my hande uit kan ruk nie, sê Johannes 10. Jesus die gans andere. Vers 4. Hy is net so verhewe bo die engele, as wat die naam wat God hom gegee het, voortreffliker is as hulle naam. So Jesus groter as die profete, nou hier, Jesus groter as die engele, en die Jode het geglo dat God se wet is bemiddel deur engele.
So as Jesus groter is as die engele, gaan ons later ook sien dan, Jesus is groter as die wet, né? Want hy is die ewige, hy is groter as die skepping, het ons nou al gesien, want hy was voor die tyd al daar. Hy het 'n naam wat groter is as ander, Filippense 2, voor wie elke knie sal buig, en elke tong sal bely. En sy naam is voortreffliker. En hulle wat nie lof en eer aan hulle self toegedig het nie, Christus is waardig. Vers 5. Immers, aan wie van die engele het God gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. En ook, ek sal sy vader wees, en hy sal my seun wees. Nou, Israel het hulle self kollektief baie keer beskryf as die seun van Jahwe. Nooit was dit gekoppel aan 'n individu nie. En hier sien ons Psalm 110 vers 1 uitspeel in die lewe van Christus. En die Hebreë skrywer doen dit. Hy trek konstant lyne vanaf die psalms en wys dit op Christus. Hy trek dit uit ander dele ook, maar veral ook uit die psalms uit en sê, maar kan jy sien, hierdie wys op Jesus. So hy is voortreffelik, hy is vol heerlikheid. Kan jy sien, daarom as ons die grootheid van Christus voor ons sien, dat daar niks agter ons is wat daarmee kan vergelyk nie. Daarom moet jy jou oë op hom hou, sal die Hebreërs skrywer in hoofstuk 12 ook sê. En dat hierdie Jesus die seun van God is. En dat daar dit oor hom gesê word. So as ek en jy ooit in 'n gesprek is waar daar gevra word, hoorie, maar waar sien ons dat Jesus dan nou verstaan God is? Wel, hier is dit. God self sê dit, jy is my seun, ek is jou vader, né? Ek sal sy vader wees, hy sal my seun wees. In Handelinge 13 vers 33 word hierdie ook aangehaal. En wanneer God die eerstgeborenes in die wêreld inbring, sê hy, al die engele van God moet hom aanbid. So Christus, sy eerstgebore seun, nee, eniggebore seun van Johannes. Voor hom moet hierdie engele buig. Wat 'n wonderlike beskrywing van hom. Engele wat hom moet aanbid. Psalm 97 vers 7 sê dat die afgode moet God aanbid. So die engele, die afgode, die profete is nie waardig om voor Christus te staan nie. Hy is meer as. Van die engele sê hy vers 7, hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme. So dis die rol van die engele in die natuur, maar hulle is kleiner as Christus. Hy is die een bo die skepping. Dit kom uit Psalm 103 uit, 104 uit, ekskuus. Maar van die seun sê hy, die troon, o God, staan vir ewig vas, met die koninklike scepter laat hy reg geskied. Nou as ek en jy hierdie sien, dan gaan ons sê, wow, dit klink mooi, maar kom ons staan net bietjie stil. Wie sit op 'n troon? Wie sit op 'n troon? 'n Koning. So, Jesus is groter as die profete, groter as die skepping, groter as die engele, groter as die bose magte, en hier, hy is die koning, so hy is ook groter as, in heerskappy ook as, die vorste van die tyd. So hy is groter as die koning van die Jode, by name Herodes, en ons sien dit al by sy geboorte, dat dit 'n krisis skep. Hy is groter as die keiser, die leier van die Romeine. So Jesus is groter as keiser Augustus, hy is groter as keiser Nero, hy is groter as keiser Domitianus. Hy is die groter as, daar's geen vors, geen mag, wat met hom kan vergelyk nie. Hy is die koning, en sy koninklike scepter regeer. Openbaring 5 vers 9 en 10 sê, Christus se koninkryk staan vir ewig. U die reg lief en die haat onreg. Daarom het God, u onder groot vreugde tot koning gesalf, bo u tydgenote. So Jesus bo die konings van sy tyd. Jesus die belangriker. Vers 10 en verder, u Here het in die begin die aarde gevestig, en ook die hemel is die werke van die hande. Hierdie is 'n aanhaling uit Psalm 102, vers 26 tot 28. Jesus wat die aarde skep. Hoor jy saam met my vandag die grootheid van hierdie Here wat ons aanbid? Wat so bo alles en bo almal is, vir ewig. Vers 11, die dinge sal vergaan. Dis nou die skepping en alles wat tydelik is. Die dinge sal vergaan, maar u bly bestaan. Psalm 102 vers 28. Soos 'n kledingstuk sal alles versluit. Soos klere sal u dit oprol, ja, soos 'n kledingstuk sal dit vervang word. Die kleed wat hier beskryf word is byvoorbeeld soos die kleed van Josef, die buitekleed, wat uitgetrek kan word en opgerol en geberg kan word.
Wel, so beskryf die Hebreërs skrywer die realiteit met hierdie metafoor, dat die wêreld so verslete kan wees, dat hy opgerol kan word en weggebêre kan word. Maar teenoor dit, die ewigheid van Christus. En dan hierdie belangrike woorde, U bly dieselfde, en die jare het geen einde nie. U bly dieselfde, ek is, ek was, en ek sal weer kom. U bly dieselfde, U verander nie. Jesus, groter as tyd. Van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek met jou vyand aan my onderwerp. Nou weer eens hier hoor ons die herhaling van Psalm 110, maar die beskrywing daar weer eens vir die Joodse lesers is, hoor jy dit? Hoor jy dit? Voordat jy weer begin dink oor engele en dies meer. Jesus is groter as dit. Is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat hy uitstuur om te dien, wat die saligheid gaan beerf nie? So engele is in diens, die seun eers. Dis so as 'n inleidende hoofstuk. Kom sê die Hebreërs skrywer, vir mense wat moeg geword het, moedeloos geword het. Ons sien daai hoofstuk 13 dat die bedoeling van hierdie brief is regtig om die lesers te bemoedig, om hulle fokus te plaas op Christus en om moed te skep. Hierdie waarskynlik huisgemeentes in Rome. Wat kom hoor, waarom dit die rede is waar dit hulle moet vasbyt. Soos hoofstuk 13:22 ook sê. Vir hierdie lesers, vir hierdie mense, kom sê hy, kyk net na Christus. So tot op hede. Jesus die groter as. En hoor dit net weer vandag. Nee? Hy is groter as die engele. Hy is groter as die skepping. Hy is groter as die profete. Hy is groter as die bose magte. Hy is groter as tyd. Hy is die groter as vol heerlikheid. Hy is die koning, so hy is groter as die konings en die maghebbers van sy tyd. Hy is die koning van die konings. Hy is die gans andere. As ek en jy vandag bid, dus maak ons oë toe ons dink aan hom, mag ons dit sien. Daarom hoor die woorde van die engele, hoor die woorde van Openbaring. Heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Hy wat is en wat was en wat kom, die ewige. Here, ek weet nie waar die persoon wat vandag hierna kyk is nie, en op hulle lewenswandel is nie. Dalk jy's op 'n plek van moedeloosheid. Jy's op 'n plek van moed verloor. Dalk op 'n plek van ek wil dalk terugdraai. Dankie Here dat die Hebreërbrief dan jy so tydig vandag in sy of haar lewe ook oopgebreek word. Here, dankie dat ons vanuit die Hebreërbrief reg in die begin hierdie geweldige aansporing kry om ons oë te lig en te fokus op U en te hoor wie U is, Here Jesus. Hierdie brief wat eintlik nie in hoofstukke verdeel is nie, wat een lang lied van bemoediging en aanmoediging is, omdat dit alles begin en eindig by U. Ons kyk op na U, Here Jesus. Ons sien U met koninklike heerlikheid vereer. Ons sien die heerlikheid van God vanuit U straal. Ons hoor die liefdeswoorde. Ons sien hoe engele U aanbid. En ons hoor U naam is bo alle name. U is daarom nie 'n profeet nie, maar die seun van die lewende God. En U kies ons. U kies ons. Wat 'n merkwaardige waarheid op hierdie oggend. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ek hoop jy het 'n besondere week. Ek hoop in jou studie hiervan tref dit jou ook so hoe groot en belangrik en mooi Christus is. En ek hoop, net soos ek, het jy 'n groot opgewondenheid vir ons volgende byeenkoms. Sien jou dan.